ons raak stil vir die seëngroet van die Here. So spreek die Here: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur hom saam te sing Gesang 94. Gesang 94 sing ons vers 1 en vers 2, Gesang 94, vers 1 en vers 2. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Psalm 107. Psalm 107 gaan ons sing nadat ons na die wet van die Here geluister het. En dan kan u ook so lank oopmaak by Gesang 38 vers 1 en vers 2. Dit gaan ons sing nadat ons geloof bely. Ons gaan Psalm 107 vers 1 en 2 sing nadat ons na die wet van die Here geluister het en Gesang 38 vers 1 en vers 2 na die geloofsbelijdenis. Psalm 107 vers 1 en 2 na die wet en Gesang 38 vers 1 en 2 na die geloofsbelijdenis. Kom ons luister vanmôre na die wet van die Here, soos ons Here Jesus Christus dit vir ons gegee het en opgesom het in Matteus 22, en ons luister met die nodige eerbied en ontzag vir daarna, soos wat ons Here Jesus dit aan ons gegee het vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs se mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.
Broers en susters, die woord van die Here leer ons dat as u sondes bely en laat staan, en glo en bely dat Jesus Christus die Seun van God is, sal jou geroep en jou smeeking nie te vergeefs wees nie, maar dit sal vergewe word in die genade van God, deur Jesus Christus. Maar elkeen wat dit nie glo nie bely dat Jesus die verlosser en saligmaker is nie, sal self verantwoordelik voor die Here moet staan. Dit staan vir ons geskryf in Johannes 3 vers 16 en 18. In vers 16 staan daar, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy in vers 18 sê, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En omdat ons glo in die naam van God, die eniggebore seun van God in Jesus Christus en in God die enig, kom ons bely dan ook so ons ongetwyfelde Christelike geloof, volgens die woorde van die 12 artikels, en elkeen wat hierdie woorde glo, spreek en bely dit in jou hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit Matteus 11. In Matteus 11 gaan ons saam lees vanaf vers 25 tot vers 30. Matteus 11 gaan ons saam lees vanaf vers 25 tot vers 30. Daar gaan nie 'n spesifieke teksvers vanmôre wees nie, ons gaan na die gedeelte as 'n geheel kyk. Matteus 11 vanaf vers 25 tot 30.
Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, aan U kom toe die eer, die lof en die heerlikheid en die aanbidding. Aan U kom toe alles wat ons het, want U het ons gemaak. Nie net het U ons gemaak nie, maar nadat ons U verwerp het U ons weer gered. En ons die genade gegee om vanoggend hier voor U te kan staan en U woord te hoor. Lei ons deur U genade, dat ons die blydskap en die vreugde van U verlossing sal ervaar en sal besef hoe groot blydskap nodig is. Dat dit nie sommer maar net iets is wat terloops gebeur het nie, maar hoe duur U betaal het om ons vry te maak. Dat ons sal besef hoe belangrik dit vir U was, dat die lewe van die Seun nie duur genoeg, of nie te duur was, om hierdie prys te betaal vir ons lewe nie. Dankie vir alles wat U vir ons gegee het. Wees ook vanoggend met elkeen van ons, dat die Gees in elke hart wat vanmôre hierdie boodskap hoor sal werk. Dat ons dit sal hoor en U evangelie sal uitleef, dat ons op U sal vertrou en so U naam sal verkondig. Gee ons die krag en die wysheid dat ons ook sal groei in die geloof en dat elke woord wat vanmôre gespreek word van U sal kom en dat ons dit ter harte sal neem en ons lewens sal verander volgens U woord en U wil. Gebruik ons waar het U behaag. Vergewe ons waar ons nalaat om U wil raak te sien en te doen wat U vra. Vergewe ons vir die oortredinge van elke een van U wette wat ons so gereeld doen. Gee ons die krag om te besef en die wysheid om te besef dat dit nie maar vanselfsprekend is dat U ons vergewe nie, maar dat U ons vrygekoop het met 'n dierprys. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam in die woord van die Here in Matteus 11 vanaf vers 25. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit U welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, daar was eendag wetenskaplikes wat 'n studie oor die menslike optrede of die menslike welvaart of hoe die mens eendag gaan uitdraai as hulle hom as 'n kind toets, het hulle probeer vasstel watter tipe mense gaan hoe uitdraai as hulle volwasse is. Of hy nou nie vreeslik in diepte nie, maar of hy 'n suksesvol gaan wees in sy beroep of nie. En hulle het 'n groot groep kinders gevat en vir elke een van hierdie kinders 'n malva lekker gegee.
En vir hierdie kinders, het was jong kinders, ek is so 2, 3, 4 jaar oud, ek is nie presies seker nie, maar daai ouderdom, iewers daar so. En hulle het vir elkeen van hierdie kinders 'n malva lekker gegee, met 'n belofte daarmee saam. As jy vir 5 minute nie hierdie malva lekker eet nie, met ander woorde, as ons nou 5 minute terugkom en jy het nie jou malva lekker geëet nie, sal ons vir hom nog een gee, en jy het dan 2 wat jy altyd kan eet. Maar as jy hom eet, dan het jy hom nou geëet, dit is joune, jy mag hom eet. Maar as jy 5 minute wag, dan kry jy nog een. En na 5 minute het die wetenskaplikes teruggekom, en sommige kinders het hulle malva lekkers dadelik geëet, die oomblik toe hulle dit vir hulle gee, of toe die persoon geloop het, die wetenskaplik geloop het die kind sy malva lekker klaar geëet. Sommige kinders het bietjie langer gewag, na so 2 of 3 minute, het die versoeking te veel geraak, en hulle het dit geëet. Een spesifieke dogtertjie het die malva lekkers so 'n paar keer na haar mond gehad en weer uitgehaal. En so was daar ook nou aan die einde van die eksperiment 'n klein groepie kinders wat die hele 5 minute gewag het. En daardie klein groepie kinders het toe hulle tweede malva lekker gekry. En so het hulle toe ook die kinders se lewens vir 'n dekade of 2 dopgehou, of seker ten minstens 2 dekades of iets, het hulle die kinders dopgehou om te sien hoe hulle gaan uitdraai in hulle lewens. En toe het hulle bevind dat die kinders wat gewag het om daardie malva lekker te eet, wat dit kon regkry om daai 5 minute te wag voordat hulle hom eet, meeste van hulle het suksesvolle lewens gehad, was suksesvol in hulle beroep gewees. Terwyl die wat so rukkie gewag het en dan nou aan die versoeking toegegee het, so bietjie meer suksesvol was, maar nie so suksesvol nie. En terwyl die wat om dadelik geëet het oor die algemeen minder suksesvol was. Daar was sekerlik natuurlik uitsonderings daarop gewees, maar oor die algemeen was dit so gewees. Nou, een ding, as 'n mens jouself in daai kinders se skoene kon plaas, waar jy voor die malva lekker geëet het, sou die kinders kon redeneer dat die wat langer gewag het dwaas was. Want hulle weet nie of die wetenskaplikes die waarheid gepraat het en na 5 minute die malva lekker kon wegvat het. Daar is baie redenasies wat 'n mens nou sou kon redeneer as jy die kind was, om jouself te oortuig om die ding dadelik te eet. En as jy dit reg gekry het, sou dit enige iets anders, of enige ander besluit as om dadelik te eet, dwaas gelyk het. Nou, hierdie gedeelte wat ons gelees het, kry ons ook amper met so 'n tipe wysheid en dwaasheid te doen. Hierdie gedeelte speel af net nadat die 70 disippels wat Jesus uitgestuur het, teruggekeer het van hulle diens af, van hulle sendingreis af. Hulle het teruggekom en hulle het vir Jesus berig gebring en gesê, sommige het geluister, sommige het nie geluister nie. Nou, hulle het die evangelie verkondig soos wat dit vir hulle opgedra was. En sommige was baie bly oor die evangelie en ander het dit verwerp as dwaasheid. Maar ook iets wat interessant was, 'n groot meerderheid van die wyse manne van Israel, met ander woorde die groepe wat ons ken as die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, het die evangelie van Jesus Christus verwerp. En selfs as ons dit deur van na Jesus se kruisiging, wil dit ook voorkom asof daar dieselfde groot meerderheid van hulle daarmee volgehou het om die evangelie van Jesus te verwerp. Nou, die rede waarom hulle die evangelie van Jesus Christus verwerp het, is eintlik verstommend. Eintlik skrikwekkend, as 'n mens hulle rede hoor. Hulle sou dalk nou nie die rede gegee het nie, maar as 'n mens die rede wat hulle sou gee, bietjie vereenvoudig het, sou hulle gesê, ons kan nie glo in wat Jesus Christus verkondig nie, want dit is te maklik. Dis min of meer wat hulle antwoorde sou wees.
Dis die hoofrede hoekom die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes in groot hoeveelhede nie die evangelie geglo het nie, want dit was te maklik. Nie die verstaan van die evangelie, dis nie waaroor het gaan nie. Hulle sê nie die evangelie is te maklik om te verstaan. Hulle sê dat dit wat Jesus Christus van hulle eis te maklik is. Nou daar is twee redes hoekom hulle, of twee hoofredes hoekom hulle dit gedoen het, of hoekom hulle dit so gesien het. Die eerste rede was, dat hulle het gedink dat dit wat Jesus verkondig het, nie die waarheid kon wees nie, omdat dit wat hulle nog die hele tyd in die naam van God verkondig het, baie swaar eise op die mens gestel het. Nou, hulle het verkondig dat as jy wil gered word, moet jy die wet van die Here nakom, en jy moet hom volkome nakom. En dit is 'n baie swaar las wat op die mense geplaas was. Hulle moet, as hulle wil gered word, die evangelie of die wet van die Here nakom. En nou kom Jesus en sê, dis nie wat God meer van hulle vra. Maar nou, nie net het hulle hierdie las wat swaar is gevat nie, hulle het dit nog swaarder gemaak. Hulle het nog 'n klomp wette bygesit en gesê, hierdie wet moet ons so onderhou, en dan het hulle omtrent nog 700 ander wette bygesit wat nie in die Bybel staan nie, wat hulle eie interpretasie van die wet van God is. Nou, meeste van ons verstaan nie dadelik wat hierdie fariseërs eintlik gedoen het. Wat dit beteken, hulle het 'n las gevat wat geen mens kan dra, want geen mens kan die wet van die Here nakom. So hulle het hierdie ondraagbare swaar las gevat en hulle het hom swaarder gemaak. Dis wat die fariseërs gedoen het toe hulle nog wette by die wet van die Here gesit het. Hulle het die ondraagbare las gevat en hom meer ondraaglik gemaak. Hulle het die eise van die wet swaarder gemaak as wat dit was. Nou, die tweede rede hoekom hulle hom nie geglo het nie, is omdat hy gesê het, hy gaan die las ligter maak. Eintlik heeltemal verlig. En dit gaan nie oor dat hy dit gesê nie, dis nou weer terug na die eerste rede, maar dit gaan oor watter las hy vir hulle gesê het, hy gaan ligter maak. Volgens die fariseërs, eerstens kan God se las sekerlik nie so lig wees soos wat Jesus sê nie. En dan kom sê Jesus, maar ek gaan die las wat ek ligter maak, en die fariseërs sê, dit kan nie wees nie. Jesus kom maak verkeerde las ligter. Want hulle was op hierdie stadium 'n groot las wat die Jode gehad het, was hulle Romeinse owerheid gewees. Hulle was verdruk. En hulle het geglo dat die Messias gaan kom om hierdie las van hulle owerheid ligter te maak. En daarom het hulle geglo dat as die Messias kom, gaan hy daardie las ligter maak. Hulle het geglo, hy het nie nodig gehad om die las van die wet ligter te maak nie. Hulle het geglo, hy het net nodig om die las van hulle owerheid ligter te maak. Met ander woorde, hulle onderdrukkers te oorwin. Hulle het geglo dat die Messias moet kom as 'n politieke en militêre heerser. Nie as 'n verlosser, nie as dit wat as Jesus gekom het nie. En dit is die twee redes wat die fariseërs eintlik het, hoekom hulle dink Jesus se las is te lig. Eerstens, God se las is ondraaglik swaar, en hulle het nog lasse bygesit, en dit wat Jesus sê is net te maklik. En die tweede ding, is Jesus kom maak 'n ander las ligter, as wat hulle gevra het, as wat hulle wou gehad het. En die probleem daarby inkom, as ek dit vir u so stel, as die fariseërs gedink het, Jesus is die Messias, of as hulle dit sou besef, sou hulle vir Jesus eintlik gevra het, Jesus, kom vat hierdie las van ons weg, en dan sou hy vir hulle gesê, nee,
Ek gaan nie hierdie las van julle wegvat nie. Daardie las wat so swaar is, wat ondraaglik is, dit gaan ek van julle wegvat. Maar jy sien, daar is 'n probleem. Die Fariseërs en die Jode het nie eers geweet dat die wet 'n ondraaglike las was nie, dat dit 'n swaar las was. Want as 'n mens tog weet 'n las is ondraaglik swaar, gaan jy tog probeer om hom ligter te maak, nie om hom swaarder te maak soos wat hulle gedoen het nie. So Jesus kom sê eintlik vir hulle, hierdie las wat julle nie eers weet julle dra nie, dit kom maak ek vir julle ligter. En die las wat julle raak sien, die owerhede wat julle onderdruk, dit gaan ek nie vir julle ligter maak. Mens kan amper verstaan hoekom die Fariseërs nie in Jesus wou glo nie. Hier sit hulle dan nou met die probleem reg voor hulle. Hulle sukkel nie met die wet van die Here nie. Hulle het nie 'n probleem met die wet van die Here nie. Hulle het nie 'n probleem, hulle kom nie eens agter dit is 'n swaar las nie. Hulle het hierdie las wat nou voor hulle is, die hier en die nou. Jesus moet nou kom, hulle van die owerhede verlos, dan sal hulle weet hy is die Messias. Maar omdat hy dit nie doen nie, hy doen iets anders wat hulle nie nou raak sien nie, glo hulle nie in hom. Begin al klink soos daardie kinders wat die maalval lekker dadelik geëet het. Hulle het die ding hier en nou gesien, hy is nou hier en nou seker hy is nou daar. Jy kan nie wag vir die belofte nie, vir die volgende maalval lekker of die groter geskenk nie. En so kon die Fariseërs ook nie indink dat dit wat Jesus sê waar kon wees nie. En hy kon ook nie indink dat dit wat hy verkondig, dat hy die las van die wet gaan ligter maak, nodig was nie. Want die las wat hy kom lig maak, was nie die las van die onderdrukkende owerheid nie, maar dit was die las van God se wet. Maar dan skep dit nog 'n vraag. Is dit God se wet wat Jesus kom ligter maak? As God die las op van die wet op die mense geplaas het, waarom kom maak God dit ligter? Hoekom wil God dan die las van sy eie wet van die mense verlig? En dit kom daarop neer wat ek nou gesê het. Die las wat God se wet op die mens plaas, is nie 'n swaar las nie, maar 'n ondraagbare las. 'n Juk wat deur niemand gesleep kan word nie, die wat nou dalk nou nog 'n bietjie jonger is en nie weet wat 'n juk is nie. 'n Juk is so groot hout, balk met glewe in wat jy op osse se nekke sit om 'n wa of 'n ding te trek. En as jy die ding op 'n os gesit het, dan het die os geweet hy gaan nou werk. So as Jesus sê, as my juk op julle geplaas word, dan weet julle gaan nou vir my werk. En dan sê hy, maar die juk van die wet, die las van die wet, is swaar. Met ander woorde, dis harde werk, maar dis nie net harde werk nie, ondoenbare werk, onuitvoerbare werk. Iets wat niemand kan doen nie, geen mens kan doen. Daarom glo hulle nie in Jesus nie. Want die las van die wet was so swaar dat die Jode nie eens agtergekom het, hulle kan dit nie dra nie. Hulle het gereken, hoekom wil Jesus dit doen? Hy moet eerder ontslae raak van hier en nou, van dit, die las wat ons nou dra. Maar genadiglik kom die Here en hy dra eerder die ondraagbare las. Dit wat die mens nie kan dra nie, dit wat te groot is, dit wat te swaar is, die werk wat onuitvoerbaar is vir die mens, kom dra.
Die las van die Romeinse owerheid, dit kan die mense dra, die Jode kon dit dra. Dit was nie lekker nie, dit was nie maklik nie, maar dit was 'n ligte las in vergelyking met die wet van God. Die Romeinse wet was 'n ligte las in vergelyking met die wet van God. Daarom is dit eintlik vir die Jode 'n voordeel dat die Here eerder die las van sy wet dra en nie die las van die wet van die Romeine nie. En so kom Jesus en hy dra nie net op nie die korttermyn las nie, maar hy dra dit in die langtermyn. Hy kom dra daardie een ding wat die mense nie kan doen nie, daardie een taak wat niemand kan uitvoer nie, dit kom doen hy. Hy kom en hy neem ons laste van ons weg. Die Bybel beskryf dit op baie plekke dat ons moet ons kruis opneem en Jesus volg. Word ook beskryf as die las wat ons moet opneem. Maar as ons daardie gedeeltes ook alles net so op sy eie lees, nie saam met die hele skrif nie, dan klink dit erg en dan klink asof ons 'n swaar las het om te dra. Maar eintlik is die las wat ons moet dra, is reeds gedra. Jesus Christus het reeds op Golgotha daardie las gedra, het reeds die kruis opgeneem. En dit was nie sy kruis nie. Jesus het nie sy eie kruis opgeneem nie, want hy het geen sonde gehad nie. Hy kon die wet volkome onderhou, so die wet was nie vir hom 'n las nie. Hy het die wet volkome onderhou. So die juk was nie swaar vir hom, maar tog, in plaas daarvan dat hy sy juk en sy las wat eintlik swaar lig was, kom hy en hy dra ons juk. Hy dra ons las. Sodat hy op Golgotha volkome betaal vir die oortreding van die wet. Daar waar ons nie kon dra nie, het hy nie net vir ons gedra nie, maar hy het dit reggemaak. Hy het dit betaal wat ons moes betaal. Toe Jesus na die aarde toe gekom het, het hy nie hierna toe gekom om die maklike werk te doen nie. Ja, hier in ons lewens is daar baie laste. Daar is siekte, daar is dood, daar is hartseer, daar is armoede, daar is onderdrukkende owerhede, daar is chaos. Daar is baie laste in ons lewens. Daar sondes wat ons volg, wat ons net nie wil los nie. Daar is probleme wat ons volg, wat ons aftakel. Maar broers en susters, dit is nie 'n ondraagbare las nie. Die Here sal nooit dat 'n ondraagbare las oor ons pad kom nie, want daar is net een ondraagbare las wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Net een ding wat te swaar is, wat te moeilik vir die mens is om te doen. En dis die wet van God. En Jesus Christus het dit in ons plek gedra. Maar hoe moet ons dan nou verder gaan? Ons het almal eintlik hierdie goeie nuus. As ons moeg en mat is en ons is uitgeput en ons kan nie goeie nuus hoor, maar my swaarste las is afgelig en hierdie ligte las sal ook 'n einde kry. Hoe gaan 'n mens verder dan nou? Wat beteken dit vir u en ek dat Jesus Christus die las van die wet van God op hom geneem het? Dit beteken dat alles wat elke keer wat ons die wet oortree het, dit is vergewe en dit is betaal. Jou skuld is betaal en daar's niks wat jy voor God mee skuld in terme van jou sondes nie, in terme van die wet van God nie. Alles wat die wet van God vereis, is namens jou klaar afbetaal en ons hoef voor niks daaroor bekommerd te wees nie. Maar hoe lyk die pad vorentoe?
Beteken dit, ons kan nou maar net aangaan en die wet van God oortree soos wat ons wil. Die wet van die Here verbreek elke kans wat ons kry, want die Here Jesus het aan ons klaar betaal. Die Here Jesus het klaar die wet vir ons vrygekoop van die wet. Ons hoef nie meer die laste van die wet te dra nie. Broers en susters, iemand wat so redeneer, weet nie hoe dit voel om vry te wees van die wet nie. As u vrygemaak is van gevangenskap, jy was in die tronk of gijslaar gehou of ietsie, as u vrygemaak is van enige vorm van slawerny of gevangenskap, wie sal wil teruggaan daarna toe? Wie sal dit weer wil doen? Denk bietjie daaraan. Here Jesus kom en hy maak ons vry van die wet van die Here. Hy maak ons nie vry van dit wat die wet sê nie. Dit moet ons mooi besef. Op baie plekke in die skrif word ons bemoedig en gesê, ons is vry van dit van die wet van die Here, maar dit beteken glad nie ons is vry van dit wat die wet sê nie. Ons is vry van die straf van die wet. Met ander woorde, daardie ondraaglike deel, daardie straf wat 'n mens moet kry, daarvan is ons vrygemaak. En ons moet nou lewe soos vrygemaak is. Iemand wat vrygemaak is, gaan tog nie heeltyd droom, ek wens ek kan terug gaan tronk toe nie. En heeltyd alles probeer om terug te gaan. Soos wat die Israeliete in die woestyn heeltyd gedroom het om terug te gaan na die slawehuis in Egipte, die slawerny in Egipte. Vir ons wat vandag hier so staan en terugkyk daarna, is dit onverstaanbaar hoe die Israeliete kon droom om slawe te wees, toe hulle net 'n bietjie honger gely het in die woestyn. Maar ons doen presies dieselfde. Die Here maak ons vry, hy verlos ons uit die slawerny van die sonde, die slawerny van die wet, die vrymaking van hy maak ons vry aan die straf van die wet. En dan lewe ons asof ons droom om terug te gaan na die wet van die Here. Ons kan dit nie dra nie. Die gras lyk altyd groener aan die ander kant van die draad. Maar ek beloof u, dit is nie. Nie wanneer dit kom dat ons wegloop beweeg van Jesus Christus en terug na die straf van die wet nie. Terug na Egipte, terug na die slawerny. Soms sit die Here ons in 'n situasie waar ons moet wag voordat ons sy genade raak sien. Maar hy beloof aan ons dat geen las ooit weer te swaar sal wees nie. Want die swaarste een het hy gedra. En al weet ons nie altyd waarvoor ons wag nie. En al lyk dit vir die wêreld of ons dwaas is omdat ons nie terug verlang na die slawerny nie. Al het Moses vir die Israeliete dwaas gelyk dat hy vir hulle gesê het, moenie terug verlang na die slawerny toe nie. Was hy die enigste een wat wys was. En selfs al sê die hele wêreld vandag vir ons, hoe kan ons op die Here vertrou? Hoe kan ons op iemand vertrou en glo wat ons nie kan sien? Hoe kan 'n mens wag vir die malvalekker wat jy nog nie het? Broers en susters, dwaasheid is nie om nie die wysheid raak te sien. Wysheid is om te besef dat dit wat die wêreld as wysheid noem, nie wysheid is nie. Want wysheid is net in die Here. En ons moet wag op die Here, want hy beloof aan ons, hy kom gou.
Ons weet dalk nie altyd waarvoor ons wag nie. Soms verloor ons perspektief. Daar is baie dinge in die lewe wat ons hartseer en moedeloos maak. En dit mag dalk baie keer voel asof ons dwaas is om daarvoor te wag. Maar besef dit, broers en susters, Jesus Christus het jou met sy bloed vrygekoop. Nou in vandag se kapitalistiese wêreld kan ek 'n bietjie vir u op 'n ander manier stel. Gewoonlik glo ons hoe duurder 'n ding is, hoe beter is hy. Wil ons dit nie altyd glo, dis maar eintlik hoe almal van ons redeneer. Hoe duurder 'n ding is, hoe beter is dit. Wat is duurder as die lewe van God? Wat is duurder as die lewe van Jesus Christus? Dit is wat hy vir jou betaal het. Om jou los te maak van die slawerny van die wet, om jou los te maak van die las wat jy nie kan dra nie. Daarom kan ons elke ander las wat ons in hierdie lewe tref, kan ons met vrymoedigheid en blydskap in Jesus Christus dra. Want selfs al voel dit vir ons ondraagbaar, is dit niks teen dit waarvan ons vrygekoop is nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vandag U woord kan hoor, dat ons voor U kan staan en kan weet dat al is ons laste soms swaar, dit niks in vergelyking is van daardie las waarvan U ons losgekoop het nie. En dankie dat ons die bemoedigende woorde kan hoor, U las is lig, U juk is sag. Dit wat U van ons vra, is nie meer onmoontlik nie. Want U het alles gedra, sodat ons in U kan lewe. Gebruik ons as U getuies, dat ons in hierdie wêreld kan staan en hulle U wysheid kan verkondig. Dat al lyk ons vir hulle dwaas, dat ons in iets glo wat ons nie kan sien nie. Dat hulle ook sal besef dat wysheid is juist dit, om te hoop in die toekoms, om te hoop in Jesus Christus. Gebruik ons as U getuies, dat ons U woord sal verkondig en U naam sal loof en prys. Ons bid dit alles nie omdat ons het verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Gesang 299 vers 1 en vers 2. Ek lees vir ons 'n gedeelte van vers 2. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Gesang 299 vers 1 en 2. Soul
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, deur die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Broers en susters, daar sal geleentheid wees vir stil gebed, waar ons almal in 'n oomblik van stilte tot die Here sal bid, vir ons broers en susters wat siek is. Ek herinner my net, ons bid ook vanmôre vir die AP Kerk in Houttown. Kom ons buig dan die hoofde en dan bid ons saam.